dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Ons was 'n bietjie afwesig geweest, maar nou ja, omstandighede buite by ons beheer. Wat sê hulle, life is what happens while you're busy making other plans. En lanklaas was dit meer gepas geweest as hierdie week. Welkom terug, Ari. Ja, dankie en weer die lewe het 'n vinnige pas. So ek dink ons almal hardloop vinnig. Ek dink mense wat kyk ook kan ook sê dat hulle hardloop ook lekker vinnig. Maar dis hopelik kan ons vleuels ook vinnig hardloop hierdie naweek. Dis 'n lekker vooruitsig. Ek sien uit na hierdie naweek. Baie op die spel. Natuurlik, dis nou uitspeel rond is, so die verwagtinge is groot en die hoop is skaamie in daai volgorde. So hopelik kan Suid-Afrikaanse spanne hulle hande opsteek. Ek het 'n gesprek hier in die week gehad met iemand toe praat ons, toe sê ek maar dis tyd dat ons Suid-Afrikaanse franchise spanne ook amper so 'n bietjie die breëbors kry van die Springbokke. Weet as die Springbokke speel dan weet jy dit is 'n moeilike wedstryd vir teen wie die ander manne speel. En Suid-Afrikaanse spanne natuurlik ook so, maar ons het baie Springbokke sterk spanne. As jy kyk na die spanlyste wat gekies is, ons het sterk spelers en so glo in julleself en speel julle harte uit. So dis hopelik kan al drie spanne goed doen. Maar ons sal nou so stuk vir stuk oor hulle praat, maar lekker vooruitsig ten minste. Hoe gaan ons dit maak? Hoe eet jy olifant stukkie vir stukkie? So kom ons begin. Ja, stukkie vir stukkie. Miskien moet ons so praat soos wat hulle op die speel weet, by Vrydag begin en dan nogtes 1 uur en dan die Stormers en dan die Leeu's. Wel, ek moet enige sê, as jy praat van te veel afgebyt, ek het baie afgebyt. Ons gaan van elke liewe wedstryd hierdie naweek, van al 4 kwart eindrond, ons gaan as 'n lewendige reaksie doen. So beteken 11:15 vanoggend, gaan ek die direkteur speel, regisseur speel, en Harry en Hugh gaan vir ons 'n lewendige reaksie doen. Môre na die Bulle gaan dit ek en Hugh Griffin wees, Harry en Hugh na die Stormers, en dan Harry en iemand, ons gaan nog sien of dit ek of Hugh Griffin of iemand anders is na die Leeu's. So my werk is uitgeknip vir my, soos ek sê, partykeer wonder of ek nie dalk te veel afbyt op 'n slag nie, maar nou ja, niemand het nog ooit teruggeduins van 'n uitdaging nie. Maar ja, kom ons begin by die wedstryd vanaand, Glasgow teen Connacht. En hoekom dit belangrik is, ons almal so in die stilligheid is eintlik maar Glasgow is almal seker so tweede span as jy nie van Suid-Afrikaanse spanne praat nie. Maar vanaand skree ek vir Connacht, vir die eenvoudige rede dat ek wil hê Connacht moet wen, dat ons 'n semifinaal teen vir die Bulle kan hê op loftes, is as hulle vir minste kan kafdraf. So daar's 'n groot een op die spel daar. Groot een op die spel en Connacht is 'n span wat dit kan doen. Daai spanne in Europa ken mekaar ook goed. Ek het na die wen-verloor persentasies het iemand op 'n stadium so ietsie opgesit en dit is nou nie iets waar mense nou net na kan kyk nie, maar dit is daai twee spanne was naby mekaar. Dit was so dink 46-54% vir een vir die ander ene. Maar Connacht het al deur die jare al goeie prestasies weggehad in Ierlandse spanne weet hoe om teen die Skotte te speel. Andersom natuurlik ook. Glasgow Warriors bly 'n moeilike span. So dis nie maklik om hulle te klop nie. En ons weet wat hulle gaan bied. Maar dit is een wedstryd van die 4 wat ek dink meer nader is dalk. Weet dit is die naaste is. Ek dink meeste van die spanne is naby. Miskien Leinster, die Leeu's is die Leinster so 'n bietjie groter gunsteling dalk as die ander 3 wedstryde, maar die ander is maar baie naby mekaar. So daar's 'n kans ten minste. Dit is weer eens wat ons al so gespot het oor daai fliek Dam en Dammer. So you're telling me there's a chance. So daar is weer 'n kans dat dit kan gebeur. Maar dit is 'n groot guns wees want behalwe dat die Bulls dan 'n baie goeie kans het om in die eindstryd te kom, is dit ook vir die Bulls vir die Unie self ook baie goed om dan so groot semifinaal aan te bied. So baie op die spel, dit gaan 'n massiewe guns wees. As Connacht daai wedstryd kan wen, is dit 'n groot guns vir die Bulls. Maar weer eens dit kom nou met 'n bietjie van 'n voorwaarde. Die voorwaarde is dat daar sal moet 'n bietjie van 'n glip wees van Glasgow Warriors se kant af. Hulle het al geglip deur die jaar, het nie so lekker gespeel in Kaapstad nie. Maar ek dink hulle sal aangeskakel wees vir hierdie ene. So maklik gaan dit nie wees vir Connacht nie, maar as iemand hulle kan klop, dan kan dit hulle wees. Vir alles ek het eintlik net loer, ek weet nie of Bondi Aki en daai manne almal speel nie. Kan vir die Connacht se span is Sam Gilbert, Jelagter, John Devine, Bondi Aki speel, hy speel center. Josh Ioane, Ben Murphy is ook daar. Josh Murphy ook so sterk span. Gyan Pendergrass, die kaptein. So hulle het 'n sterk span. Dit sal Glasgow Warriors gaan moet uithaal en wys. Dit gaan 'n moeilike een daai wees. Ja, en die rede hoekom ons dit sê is, jy praat van dat Glasgow so sleg verloor het teen die Stormers op DHL stadion. Maar die week voor dit het hulle net so sleg verloor teen die Leeu's. En dit was nie 'n tweede span gewees nie. En die week voor dit het hulle verloor teen Toulon in die Kampioenebeker kwart eindronde.
So ons praat al van spanne wat mekaar kruis. Een is op die pad op en een is op pad af. En ek het vermoed Glasgow is op pad af. Connacht is op pad op. Maar ek kyk net so vinnig en ek mag dalk 'n fout maak, maar dit lyk of Connacht die laaste 9 wedstryde het hulle 8 gewen. Die enigste wat hulle verloor het was daai een teen die Lions, na die wen teen die Stormers. Dit sê iets vir jou, né? Dit is hulle 10 oorwinnings in die seisoen behaal waarvan 8 uit die laaste 9 wedstryde gekom het. Dit praat van die bulle wat hulle seisoen omgedraai het, lyk of Connacht dieselfde gedoen het. Ja, en mens met Lancaster se invloed nie onderskat nie. Dis 'n deurwinterde afrigter wat natuurlik internasionaal goed afgerig het en hy het in Kaapstad het begin. Was 'n snaakse week natuurlik in die Kaap, ons het baie daaroor gepraat, maar hulle moes dit nog steeds gedoen het. Hulle het goeie rugby gespeel. Die se span wat weet hoe om weg te wen. Ek dink daai Kaapstad wen gaan hulle ook bietjie motiveer om net te verstaan dat jy kan wegwen. So dit is wat die belangrikste is. Dis die moeilike ding van hierdie 4 kwartfinale is in die kompetisie is, maar hoe kry jy dit reg om weg te wen? Munster is die gevaar en dit en ons gaan nou daaroor praat want Munster het al 'n hele toernooi al gewen deur 3 agtereenvolgende uitklop wedstryde te wen. So dit is moontlik om weg te wen. Maar dit is nie altyd maklik nie, maar ek dink Lancaster afrigter van Connacht, hy's ook vir hulle groot bate. Groot faktor in hoe hulle voorberei word. Maar 2 goeie afrigters te mekaar. So ek dink dit is Suid-Afrika teen Engeland, dink ek. Die afrigterstoele. Maar ons hoop vir 'n Connacht wen en 'n groot wedstryd op Loftus. Natuurlik nou dan gaan ons volgende daaroor praat waarskynlik nou is dan moet die Bulls hulle kant bring. As jy help nie Connacht wen en die Bulls sukkel op Loftus nie, maar ek dink die Bulls gaan nie sukkel op Loftus nie. As ek sommer net ook Marcel Coetzee se gesels geluister het, dan as ek so in sy oë gekyk het daai media konferensie, dit is ek dink hulle is gereed vir daai nou. Wel, ek moet jou vertel, vanoggend toe ek nou daar op Loftus staan by die kampioene, die kapteinsoefening, kom Marcel, hallo oom, jy weet, en kyk ek op my foon, wanneer het ons die bulle teen Munster gespeel? Dis 2 maande gelede, ek kan nie glo, dis 2 maande terug wat ek daar was, dit voel vir my letterlik soos gister, maar nou ja, die tyd gevinnig verby, net so van die ons op die jas, ons vriendin Gronje Sochi, die een wat ons almal so heimlik verlief op is, natuurlik 'n groot Connacht meisie, en sy het vir ons gelaat weet, die aanvalsafrigter van Glasgow is Nigel Carolan, en hy kom van Connacht af. So daar's 'n bietjie onderstroming daar ook, né? Dis net 'n bietjie van 'n totale al irrelevante stukkie inligting. Nou ja, maak 'n voorspelling, wie dink jy gaan daai ene wen? Praat jy van die eerste en die Connacht ene. Ek gaan nog steeds gaan vir Glasgow Warriors. As jy my nou vra, ek hoop Connacht kan wen, maar ek dink Glasgow Warriors tuis is 'n blye moeilike in die uitspelwedstryd. Ek kan nie dink dat die eerste gekeerde span so vroeg gaan uitval nie, maar dis op die sangskuld. Maar ek sal gaan vir Glasgow Warriors bloot oor die eerste gekeer is ook en vorm gewys het en tuis speel en goed afgerig word. So, maar dit gaan naby wees, binne 10 punte. Ja, jy sien, dis 'n belangrike ding daai het jy gesê hulle is eers op die punte leer. In die verlede het dit nie eintlik veel getel nie. Leinster is die eerste span verlede jaar wat gewen het wat eerste geëindig het op die punte leer, né? So dit sê nie eintlik veel nie. Dis hierdie tyd van die seisoen wanneer jou diepte getoets word, wanneer jou almal hoeveel het hulle ander spanne jou al uitgewerk en die bulle byvoorbeeld as ons nou daaroor praat, het net 2 ouens wat nie kan speel nie, Cheswell Jooste en David Kriel. Al die ander ouens is beskikbaar, né? So dit sê nogal vir baie. Ek dink dis waar dit is jou momentum en die Glasgow Warriors het 'n kleiner groep, het ons ook al gepraat oor, van al die franchises, so hulle diepte gaan op die spel wees, maar jou vorm om daarin te gaan, die Glasgow Warriors se vorm was nie so goed, daai Kaapstad een het hulle seer gemaak, daai 2 wedstryde in Suid-Afrika was nie goed vir hulle nie, sedert daai wedstryde 'n bietjie beter gevaar, so ek dink hulle sal aangeskakel wees tuis. Nie seker wat 'n velde hulle nou heeltyd gaan speel op die ouend nie. Ek dink nie hulle gaan verder dieper in die kompetisie val hulle veld bietjie weg. Maar dis 'n probleem vir 'n ander dag. Ja, daar's baie drama daaroor. Dit lyk amper of hulle dit gaan regkry om dit daar te kan speel. Dat hulle nie die ding gaan opgrou nie, maar dit lyk my dit gaan hulle iets soos 350,000 euros of pond of wat ook al kos om daai veld reg te bou. So dan moet hulle maar 2 keer dink, dan kan hulle sommer 'n grasperk bou, dan kan ons ook lekker gaan speel daar, weet vir die vervolg. Maar in elk geval, so jy reken Glasgow gaan vat. Ek dink jy's reg. Nou jy praat van 'n kleiner groepie van hulle kleiner squad, een van Edgar Rathbone van die Bulle het vandag gesê, jy weet, Franco is baie lief daarvoor om te sê hy het 38 spelers. Maar nou Hugh Griffin, ons statistieke nerd noem ek hom nou maar, ons stats nerd, het vir my gesê, Glasgow het 2 spelers meer gebruik as wat die Bulle gebruik het. Dit is interessant is al wat hierdie seisoen. En
Die span, ek gaan nou vir jou vra, jy bietjie raai, want jy het my heeltemal uitgevang daar. Wie dink jy die meeste spelers gebruik in die URC hierdie seisoen? Wat is span? Wat is spanne die meeste gebruik? Ek dink dit sal tussen die Sharks en die Stormers wees, een van hulle twee. Jy's reg, dis die Sharks. 59 spelers. Tweede was Leinster, 59 spelers, ja. Maar natuurlik hier teen die einde JP moes sommer vir sy ja begin laat speel, weet klom ouens 'n kans gegee. Weet hoe die perd klaar die stal uitgehardloop het. The horse had bolted. Kies hy maar sommer 'n klomp ouens. Wat 'n goeie skuif was dink ek in aangeval. Reg, kom ons gaan aan. Tweede wedstryd, een wat ons almal nou uitsien. Ek gaan net ek bywoon nie want soos ek wel gesê het, ek het myself nou verbind daartoe om lewendige reaksies te doen. Ek sou graag wou gewees het, maar ja, dit is vir my beter om op TV te kyk baie keer veral as ek regtig wil weet wat gebeur het. Bulle teen Munster. Johan Ackerman vanoggend sy span aangekondig 12 Springbokke in die beginspan, 3 Springbokke op die bank. En kyk, jy gaan nie kan klaar met die goue lepel in die mond nie, nee. Dis nou reg een van daai dinge. Hier is al 'n sterk span hierdie. Jy verwag dan hulle hierdie met hulle op 'n drafstap kan wen. Ja, dis 'n interessante span, of nee, interessante span nie, dit is 'n goeie span, interessant wat ek noem die 5-3 op die reservebank. Mens moet altyd so 'n bietjie dieper kyk na wat jy so tussenin kan lees, maar ons is gewoond van die Suid-Afrikaanse spanne wat baie geneig is om net 2 agterspelers te kies en die 5-3, so ek dink ek dink dit het meer te doen met wat die Bulls wil doen as wat hulle te wagte is van Munster. Ek dink dat die Bulls het baie sukses behaal as hulle momentum begin kry en speel. So ek dink hou van die spoed wat daar is, met Petersen ook op die reservebank en De Wet ook op die reservebank, as baie spoed wat kan opkom nog ook 1:00 die middag wedstryd gaan warmer wees. Laaste 20 minute het jy baie meer geleenthede. So dis 'n goeie wedstryd om die manne so bietjie hulle asem te laat jaag. Ek dink net daar moet voor die afskop bietjie met die skeieregters gepraat word van almal wat so sit en veters vasmaak en stadig terugstap en beseringkies en dinge. Daar's die Europese spanne is geneig met hierdie wedstryde om dit stadig te maak en sommer blaatant stadig te maak om te kan rus. So daar sal ewig iemand wat lê of 'n veter is los. So hulle moet dit 'n bietjie beter bestuur. En as hulle dit as dit dan gebeur, moet hulle dadelik net ten minste die tyd stop en net sê maar kom ons stop dan die tyd, maak nou jou veters vas en kom ons speel verder. Maar so dis net so op die een kant, maar in terme van die span wat gekies is, MW, wow, wat 'n span, en ek meen daar's maar min spelers wat nie beskikbaar is nie, maar as jy daai span is 'n sterk met 'n klomp Springbokke, 'n klomp ervaring, is 'n gevestigde span. So dit kan nie veel beter as dit nie. Ek dink Willie Leroux sal opdubbel, as ek dit so kan direk vertaal, na as Pollard dalk moet afgaan op 10, want daar's nie 'n 10 op die reservebank nie. Ja, dan kan hulle omruil. So dit sal waarskynlik die enigste een wees wat miskien takties 'n bietjie anders is, en dan is daar genoeg hakkers wat kan speel. Is dit 'n hakkers? Ja. Dit is Jan Hendrik Wessels en Marco van Staden is daar. Marco amptelik in die 16 try want ek weet Jan Hendrik Wessels kan ook daar speel, maar ek hou van hom ook nou wat hy meer gevestig is op loskop en meer daar speel en groot lekker stewige skrammer, so ja, gevestigde span, lekker agterlyn, Andre Pollard natuurlik, en dan lekker spoed op die kante met Strafino Jacobs ook daar en Kurtley Arendse. So dit is 'n sterk span, MW. Die Munster sal met bond staan, maar ons weet Munster is 'n span wat nie bang is om weg te speel nie, en Munster gaan nie terugstaan nie, maar in terme van die span wat uitgesit is dit 'n baie sterk span. Ja, ek het vanoggend gesien Willie het weer sy stelskoppe geoefen. So dit sê vir my hy gaan ergens in daai wedstryd gaan hy beskop. So ek dink jy's reg, hy gaan waarskynlik 10 toe skuif. Ja, dit is nou nie onvoorsiene as dit hopelik gebeur het nie, maar as daar een of ander rede is en Pollard moet vroeg afgaan of sê maar kopstamp of HIA of 'n besering of wat ook al, dan is dit 'n belangrike skakel weer. Dan sal hy met paal toe skop. As jy ook na kyk wie op die veld oor is hy op die enigste ene wat ek kan onthou wat ook al geskop het. So dit is miskien die enigste risiko nou so half as jy nie nog 'n losskakel op die bank het nie, maar ek dink ons hoop Pollard sal gesond bly in die wedstryd. Maar as 'n lekker aanvallende span, 1 afskop, dit is altyd 'n ander dinamika. Jy het al baie rugby gekyk op Loftus Versveld, en as dit weet ons mik nou al vir Junie, maar dit is warmer in Pretoria. Ek dink jy het vir my genoem voor ons op die lug gegaan en dit was 'n lekker warm oggend gewees in Pretoria. En so die manne kom daar diep uit 'n koeler Europa uit, so dit het maar effek op hulle.
effens sielkundig ook, maar dis lekker vir rugby, lekker vir aanvallende rugby, en die Bulls kan dit speel. En wat my indruk van die Bulls net vinnig is, hulle kan albei tipe rugby speel. As ek praat van albei tipe, kan jou lekker toets rugby speel vir jou meer konservatief, 'n bietjie in die hoeke skop en vir jou dryf en skram, maar die Bulls kan ook vir jou baie seer maak op die aanval. So hulle het aanvallende agterlyn wat ook drie kan druk. Veral met voorvoetballe, en dit is al die rugby wat ek van die Bulls ook gesien het, die wedstryde wat hulle lekker momentum gekry het, met eerste, tweede, derde fase, kom oor die voordeellyn en speel vinnig. Is dit baie moeilik om hulle te stop. Dis die enigste span wat ek kan onthou wat dit 'n bietjie meer kon keer was die Stormers gewees, daai een wedstryd, maar dit is maar die oomblik as hulle momentum kry dan. So ek dink die Monsters gaan seker maar daai video's so 'n bietjie gekyk het, maar is een ding om die video's te kyk, is 'n ander ding om dit dan toe te pas. So ek dink die Bulls het 'n goeie kans om hierdie ene te wen. Baie gemotiveerd, so 'n nuwe era, nuwe seisoen onder Johan Ackerman, eerste uitspeel vir hom. Baie van die spelers, ek dink Norke wat ook ek dink jy het van 150ste wedstryd speel in alle forme in die Blou Bull trui, en so daar's baie op die spel. Ek dink is die Bulls kan dit doen. Ja, kan dalk hulle laaste wedstryd op Loftus wees, Roanson en Wilkusin en alles. Ja, nee, jy moet onthou, die Bulle die meeste drieë gedruk in die hele URC kompetisie, 82 drieë. As hulle, en jy het ergens 'n statistiek vir ons uitgewerk, Hugh Griffin, wat ek nou nie kan kry so in my, ek scroll vervaard hier rond terwyl ek en jy praat, maar kan dit nie kry nie. Die punt is net, as die Bulle die bal kry, druk hulle gewoonlik 'n 3. Dit is eintlik hoe gevaarlik hulle is. Dit gaan oor hulle 22 entries, dis wat dit is. Kom ek sê vir jou wat dit was. En dit is so interessant. Dis die beste statistiek in die URC, en you en een van ons vriende daar by die Bulle, gaan nou nie name noem, daaroor gepraat, en wat ons gesê het was, kom ek gee vir daai statistiek. Average entries. Ja, hier is dit nou. Ek gaan sê die Bulle, wel, Glasgow het gemiddeld 9.8 entries, noem dit, ekskuus vir Engels, maar in die 22, en dan 2.4 punte per entry. Leinster 10 entries, 3 punte. Stormers 10 entries, 10.6 entries, jammer, en 2.3 punte. Die Bulle 9.3 entries, 3.8 punte per entry. Dis amper 4. Dis amper 30% meer as die tweede beste span in terme van hulle entries, 22 omskep in punte. Dis 'n gevaarlike span hierdie. As hulle eers begin 4, soos gesê het, as hulle daar skram kan oorheers en hulle begin hardloop. Onthou wat hulle gedoen het in die Lions. En ek het 'n vermoede, dis wat ons gaan sien hierdie naweek op Loftus. Kyk, hier het ons so lekker land en sand gekla oor hoe warm hulle gekry het daar in Spanje in die Kampioenebeker. Ek dink die Bulle het dit gesien en hulle het kennis geneem. Johan, ek het Johan gevra daaroor vanoggend, te sê ja, nee, maar daar was 'n hittegolf in Ierland gewees. Hulle is gewoond daaraan. Die raak nie binne 2 dae gewoond in die hitte nie. Jammer Johan. Verkoop 'n ander een. Wat dink jy van daai een? Ja, eintlik hulle moet eintlik so 'n heatertjies wegsteek aan die kleedkamer, en die kleedkamer ook so 'n bietjie warmer maak vir die manne, maar ja, ek dink is interessant, dis die statistiek wat mense van kan wegkryp nie. Ek dink ons gaan nou met die Stormers, maar die Stormers se statistiek is weer nie goed nie, jy weet, 10.6 en dan net 2.3 wat hulle dit punte uit wat hulle weer nie goed doen in daai scenario nie. As die Munster 9.2 en 2.4 is ook nie eintlik 'n goeie statistiek vergelyk eintlik met die Stormers in. Maar ja, die Bulls het die vermoë, dit is maar jou groot verskil in hierdie wedstryde. Jy moet die groot oomblikke wen. So in hierdie uitspele is daar so 2, 3, 4, soms bietjie meer, maar ten minste 2 of 3 groot oomblikke wat jy moet wen. Dit kan wees in verdediging, kan 'n lynstand dryf wees wat jy 5 meter weg van die doellyn kan uithou en daar kan wegkom, of jy met jou kanse benut. Weet, daar's altyd groot oomblik wat jy kan terugkyk, wêreldbeker eindstryde, noem dit daai uitduik van Dani Rousseau in die hoekie. Daar's al honderde voorbeelde wat jy kan noem. En Quagga se strafskop wat hy in die wêreldbeker teen Frankryk gekry het vir die Springbokke. So ek dink daai groot oomblikke moet jy verstaan. Jy moet verstaan jy moet daai groot oomblikke wen, en dit is wat die naweek gaan gebeur in al 4 wedstryde. Ek dink die dissipline van die Bulls is ook vir my goed. Ek is beïndruk met hoe hulle die afgelope tyd gespeel het. Goed afgerig, gedissiplineerd, lyk na 'n gelukkige span. So ek dink dit kan 'n moeilike wedstryd wees. Jy is nog 'n bietjie meer aan die gange, jy was baie naby aan die proses ook gewees, en jy kan dit agterkom. Op die ouend wen momentum en uitslaa help baie daai gelukkige kleedkamer. So die gelukkige kleedkamer is 'n groot komponent in jou
jou benadering en hoe jy speel en daai selfvertroue. Maar dit is dis hulle het 'n vermoë om dan in die 22 die punte om te sit en dit sal Saterdag weer eens baie van dit kom ook van strafskoppe af en die skramdruk ook van Munster. Munster sal die skramdruk van die Bulls moet aanvaar of kan hanteer. As hulle dit kan hanteer, dan gaan hulle baie meer kompeterend wees, maar as jy daar so 3-4 of ten minste 3 of 2 in elke helfte kan kry, 4 strafskoppe kan kry op jou skram, is dit gewoonlik ook 'n groot bondgenoot. Jy praat van skrams, die Bulle 42 skram strafskoppe gewen en Munster net 16. En as jy na die lynbreuke kyk, het die Bulle 168 gekry en Munster net 113. Ja, en dan skoppe, hier is baie interessant, ons nou gepraat oor skoppe van Connacht teen Glasgow en die Bulle het 10.000, sê maar 900 meter geskop en Munster het sê maar 10.800 meter geskop, so sê maar rofweg 100 meter verskil. En hulle het net 4 skoppe minder as mekaar, so die Bulle 432 skoppe en Munster 428 skoppe. So hulle speel baie dieselfde manier as jy my vra, kort, up en anders, nie ver skoppe nie, dis wat ek die gevoel wat ek kry. Ja, dit is daai strafskoppe by die skrams wat 'n groot, dis een statistiek wat nie naby mekaar is nie. So dit wys jou die krag daar en wat die Suid-Afrikaanse spanne ook reg kry. Daar was onderhoude met Tappe Henning geweest, jy het seker gesien van daai onderhoude met Tappe Henning ook wat hy gepraat het oor die invloed van kapteins en spelers om te praat oor dinge wat gebeur en so aan. Dit is interessant dat hulle ook attent maak, hulle skeieregters om dit goed te bestuur. So wat baie keer gebeur is die intimidasie van spelers en so en waarom ek dit nou noem is, jy hoor maar baie keer as 'n skram grond toe gegaan het, daar word gepraat. Jy tel nie al die woorde op nie, maar ek het sien die stitte en die hakkers praat maar daar met die skeieregter en die flanke as 'n skram afgaan het 'n geneigtheid om hier na die lynregter se rigting te begin praat en te wys en die manne tik nie op die grond wat ook al. So daar's baie druk op hulle om die regte besluit te neem. Maar hopelik is dit 'n area waar al die Suid-Afrikaanse spanne goed kan doen die naweek. Vir die mense wat nou nie daarin gekyk het, vertel net vir hulle vinnig wat het Tappe nou presies gesê en jy weet wat sê die rede daarvoor? Vertel net vinnig. Ja. Die rede waarvoor was dat die vraag aan hom was, daar's 'n groter volume van, dit lyk van 'n afstand af, of daar baie meer, behalwe die kapteins, ook die spelers, baie meer met die skeieregters praat. En dit het te doen met ook van die, nie net strafskoppe in skrams en daar algemene spel nie, maar te doen met koppe wat te mekaar gestamp het en die voordeel wat jy ook daar kan kry, maar hulle was besorg, hulle is besorg dat daar 'n groot volume van die spelers en kapteins, en daar's 'n reël, hulle het die reël genoem, ek dink 9.5C of so iets, ek weet daar's 'n C in hom gewees, wat sê dat jy mag nie, daar is natuurlik die kapteins kan praat daaroor, maar die manier wat hulle praat moet ook in die gees van die spel wees en so hulle kan eintlik dan die spelers begin kaarte gee as dit so ver gaan, maar dit is ook die verantwoordelikheid van die skeieregters volgens Tappe Henning. Hy praat ook met die skeieregters voor die naweek. Hy sê is die bestes by die naweek plaas, maar hy sê vir hulle moet vroeg gestreep in die sand trek. So dit is quote unquote wat hy gesê het en hulle moet vroeg dan nou net hulle stempel afdruk. Maar ek dink hulle probeer ook bestuur dat daar nie te veel gepraat word nie. Ons weet die skrimskakels het 'n geneigtheid om baie te praat. Daar was al van hulle in die geskiedenis wat ons weet van George Gregan af regdeur het ons al geïrriteerd geraak met hulle. Van hulle praat meer as ander, maar en ek weet die geneigtheid net laastens op dit. Ek weet van die spanne het maar 'n tegniek dat jy die kaptein wat praat en dan hulle een speler wat komplimenteer en een wat kla. So dis maar 3 wat hulle amptelik het wat kla. Dit is tegnieke wat hulle gebruik. Ja, so jy dis maar fyn een, is ook maar mense weet jy's beïnvloedbaar. Een ding wat ek wel weet is ons het vir Dion Fourie laas jaar gehad hier by die skool wat my kinders was of 2 jaar terug by 'n wynveiling was hy die gasspreker. Dit is nou lekker met hom kon gesels, ons so vars na die wen gewees van die Wêreldbeker, maar hy het toe gesê dat in hy laaste skram teen die All Blacks in die Wêreldbeker eindstryd was mos baie druk op die skram en Dion Fourie moes maar daar skram, maar hy het vir die skeieregter net voor hy grond toe gegaan en toe weer opgaan toe hy vir die skeieregter gesê
We didn't have any problems all of 80 minutes. Why would there now be problems? En hy het net dit in sy gedagte gesit en gesê die hele game was dan nog nie probleme nie. Hoekom sal nou probleme wees? En net daai gedagtegang. So partykeer moet jy praat, jy moet net die regte woorde kies. Dan help dit. Gepraat van skeieregters, is Andrea Piardi, nou hy en die Bulle, sover ek kan onthou, het nie 'n vreeslike gelukkige geskiedenis nie. En ek het vir Johan iemand het vir Johan vanoggend gevra oor daai sit en rus. En hy sê hulle het dit opgetel, die oorsese spanne doen dit almal. Hy het gesê van Zebre, Benetton, almal van hulle doen dit. Die ou teen Zebre, die skeieregter het begin vasvat. So hy het eintlik 'n skoot oor die shot across the bow, skoot oor die boeg gedoen daar. Ek dink moet vir die skeieregter te sê, julle moet oplet. Ek seker daar gaan môre met hom praat voor die tyd. Want as hulle dit toelaat, dat die ouens sit en rus, dan haal hulle amper die Bulle se voordeel van die hoogte bo seespieël en die hitte en alles so 'n bietjie uit die wedstryd uit. Ek weet dit is slim om dit te doen, maar dit is eintlik ook nie heeltemal reg nie. So ek hoop maar Andrea Piardi vererg hom nie weer vir een van die Blue Bull en jy weet, en sy latynse bloed loop hoog en dan betaal ons weer die prys nie. Ja, ek dink dis in alle sporte. Ek herinner my nou aan nog 'n frustrasie van ons T20 Wêreldbeker mans finaal teen Indië wat die paaltjiewagter op 'n stadion gemaak het of hy nou ek nie seer gemaak het en ook die momentum. Nou baie keer het dit te doen met momentum. Dis nie net dat jou asem blaas nie, jy het 'n span bou momentum op, hulle speel vinnig en wil vinnig aanspeel dat jy hulle momentum benut en dan breek hulle daai momentum. So dit is ook baie keer wat dit te doen het, maar die skeieregters moet dit nou maar streng bestuur. Ek dink hulle doen dit beter MW, maar ek dink wat hulle moet begin oorweeg is om net meer ingesteld te wees om die horlosie te skop. Wys die tyd is gestop. Laat die man dan nou weer op sy voete kom, maar dat ten minste nie tyd verloop nie, maar jy kan jou asem terugkry. So dit is dan seker maar wat die ouens dan reg kry. Is dat as hulle begin moeg raak is in 'n tyd jy kan jou horlosie stop, maar hy kry sy asem terug. So dit is maar sportsmanship wat 'n bietjie daar inkom, maar ek dink dit is onder instruksie van afrigters. Gamesmanship, ja, is nie sportsmanship, gamesmanship. En dit is onder instruksie van die afrigters. So dis op hulle. Hulle maak of hulle nie weet nie, maar ek dink daai instruksie kom by die kleedkamer uit. Net vir jou te sê, ek was vanoggend op Loftus en die atmosfeer is redelik gespanne en ek bedoel dit in 'n goeie manier. Dis nie asof hulle dink hulle gaan opdaag en wen nie. Jy kan sien hierdie ouens is bewus van die taak wat hulle wag. Met 'n paar van die manne daar gepraat en ek is baie positief. Ek moet sê ek dink die Bulle gaan hom wen. Harry het hierdie een as genoem is die een wat hy dink wat dalk miskien kan teen die verwagtinge inloop as gevolg van die feit dat Munster so onvoorspelbaar is, maar hulle bring baie van hulle sterre nie Suid-Afrika toe nie. Tadhg Beirne speel nie, Jack Rowley is nie hier nie. Dis nou nie is die beste Munster en ons baie onrus in Munster. Selfde situasie wat die Bulle 'n jaar gelede was. En ek vermoed dit gaan nog net 'n bietjie 'n brug te ver wees vir hulle. Ek dink die Bulle gaan hierdie maklik wen, 15 punte as jy my vra. Wat dink jy? Ja, ek dink dit gaan naby wees. Ek dink dit gaan nader as 15 wees dalk, of ek dink dit sal binne 10 punte wees as ek 'n voorspelling sou kan waag, maar die Jack Crowley is die groot een vir my. Maar weet jy die wedstryd wat hulle gewen het hulle gedoen met hom met hom wat speel. So ek dink hy's een van hulle Ierland se beste spelers. So sonder Jack Crowley is hulle bepaald swakker. So ek dink dit is die groot verlies vir Munster. Ek dink die volgende man sal nie te sleg wees nie, maar maar Crowley is 'n verlies. Ja, hoeveel keer kan jy nou so aanhou wen en wegwen? Hulle het 'n reputasie, hulle het reg gekry in die verlede. En ek dink dit gaan moeilik wees. Ja, maar ek dink dit gaan moeilik wees. Ek dink dit gaan tot diep in die tweede helfte waarskynlik gaan dit 'n armdruk wees. Maar ek dink teen daai tyd hopelik begin hulle die son en die asem hulle so 'n bietjie beïnvloed en dat die Bulls so 'n bietjie meer spasie het wat oop gaan. So ek dink met daar gaan spasie oop gaan. Die Bulls moet net geduldig wees. En hulle die spelers om daai spasie te benut. So ek dink ook ja, die Bulls gaan wen. Ek sou sê 10 punte, nou nie heeltemal 5 punte, 4 punte nie. Ek sê ten minste 10 punte. Maar ek sou dink dit gaan buite 'n 7 punt wees. Buite een telling ten minste sal die Bulls dit doen. Maar ek dink dit gaan 'n groot aanslag wees, met 'n aanslag afweer. Net so ter afskeid, ons moet nie vergeet van Craig Casey nie. Hy het omtrent eiehandig die Lions gewen laas week of 'n week voor dit. So hy is 'n gevaarlike speler, skramskakel in Munster. So ja. Ek sien net daai ene. Kom ons praat oor jou span, die Stormers, en daar was baie naels gekou en oor Damian Willemse en Leon Zas wat aan mekaar vasgehardloop het. Nou waar op aarde gebeur dit nou, maar nou ja, en daar was opgehou asem soos ek gesê het, maar dit lyk daarom of dit goeie nuus is. Hulle is albei in die span, so
Wat het nou eintlik daar gebeur en wat is die situasie? Is dit maar net 'n rookskerm of was John Dobson regtig bekommerd? Nee, hulle was bekommerd en daar was redelike blou kolle en eienaars gewees, maar hulle het nou maar oornag lekker geslaap en hulle het natuurlik die nodige hulp gekry. Maar Rowan Nel het vanoggend in die media konferensie van die Stormers gesê maar hulle is veronderstel om net so 70% kontak te maak in daai tipe oefeninge. Maar partykeer daar's fases wat jy maar so 'n bietjie vinniger hardloop en daar so 'n bietjie nie presies seker in watter scenario hulle mekaar vasgehardloop het nie, maar is miskien onder die kategorie van hulle is angstig om goed voor te berei. maar daar is dis ongewoon dat ouens so mekaar vashardloop. Alhoewel jy kry so hier en daar kry jy beserings op oefenvelde. Dit is ook nie te ongewoon nie. So Frats beserings kom baie keer in oefeninge ook maar uit. Hang af hoe jy oefen, jy weet jy wil nou met hoë intensiteit maar jy wil die spelers beskerm, so jy moet daai middebaan vind, maar ten minste albei is in die span, so albei is gesond en wel. Wat goed is, in terme van die span van die Stormers ook, dit is ook ewe skielik 'n klomp beseerde spelers wat terug is in die span, en dit amper as jy na daai span kyk, is dit omtrent net Kobus Reinagh wat eintlik nog kan bykom, en Dion Fourie natuurlik wat nou uit is, wat 'n verlies is, maar as daai twee wat jy nou mis as jy so vinnig na daai name kyk. Amorat het nou teruggekom, ook Rowan Ackerman wat terug is, en dit is Dobson wat vir hom ook genoem het in die media konferensie en gesê dat hy is kliphard en hy is die fisiese dinamika wat hy soek. So hy het goeie rugby gespeel voordat hy beseer was. So hy is 'n groot aanwinst ook vir die Stormers op 'n goeie tyd. So is 'n gevestigde span ook in terme van die twee senters is terug, met Rowan Nel en Du Plessis wat terug is. En dit was nie die geval in die vorige wedstryd teen Cardiff nie. Ek dink persoonlik dit is waar presies net mooi waar die verskil gaan wees Saterdag. In nou centers, en dan met Sanatla weer terug, het die Stormers weer ten minste weer lekker spoed op die kant en 'n ervare vleuel wat teruggekom het. Hulle het gesukkel op die vleuel om hulle voete te vind. Natuurlik, ons weet Willem het op 'n stadium maar gespeel. So ook 'n sterk span vir die Stormers en lekker diepte onder die voorspelers ook. Lekker spelers wat van die bank af kan inkom. Morat is onder andere op die bank, Ackerman is op die bank, en Porter wat ook 'n springbok is wat as dit ook weer kan opkom. So sterk span wat hulle gekies het. Hulle moet dit nou doen, en ek as baie gepraat oor die oppervlak en tog in die kies van dit en feitelik anders. Die feitelike deel is maar net eenvoudig dat die gras is vir die Stormers 'n groter bondgenoot in hierdie geval van wat hulle wil regkry vir ander die scrums. Maar jy wil ander dinamikas van die spel wil jy ook natuurlik jy moet goed werk. Maar dis duidelik dat daai 4G velde of daai sintetiese velde jou skramkrag verseker beïnvloed. Of jou die voordeel wat jy het wegneem. Right, ek bly jy dit nou opgenoem oor 'n paar redes. Nommer 1, jy weet ons doen nou hierdie kom onderhoude op Megaphone Rugby met afrigter en 'n speler, en ons het hierdie week met verdedigingsafdeling Norman Lyker en Seabelo Senatla gepraat, en ek moet jou sê van almal wat ons al mee gepraat het, was dit vir my die beste onderhoud gewees. Want Norman en Seabelo is my presies verduidelik wat gebeur met die 4G ding, hoekom dit so 'n probleem is. Hulle noem dit studs in the ground. Met jy kry nie jou studs in die grond en jy gaan kyk na daai onderhoud mense, en Seabelo Senatla is, ek dink een van die ouens wat die diepste dink oor rugby wat ek nog gesien het. En Norman Lyker is 'n absolute karakter. Dis 'n ongelooflike snaakse lekker onderhoud gewees op Megaphone. Ek gaan nie sakelibo in die skerm sit en sommer onder in die beskrywing, maar ek seker jy kyk dit. Dit was regtig, dis 'n besonderse interessante een. Verduidelik hoe werk die verdediging. Hy vertel vir ons 'n paar insidente van daai keer. Daai ding was teen Connacht wat Mchunu sy arm seer gemaak het reg in die begin. En toe gaan sit hy met hy gaan vertel wat daar hy gaan vertel wat daar gebeur het, toe hulle daar op mekaar gegil het en 'n paar F-bomme gelos het. Baie snaaks. Gaan kyk, maak 'n punt van. Reg, kom ons praat oor daai span. Rowan Ackerman, ek bedoel, ek is nog wel interessant. Ek dink hy gaan nie voor die einde van die seisoen terug wees. Dis 'n verrassing. Ja, en hy's 'n speler wat dadelik goed gedoen het by die Stormers, en ek dink ook hy was juist een van die spelers wat op die verdediging 'n groot rol gespeel het. Wees op die aanval as jy momentum het, is natuurlik 'n groot faktor, maar een van sy groot voordele is om die verdediging te stuit en die balle wat opgebring word. So hy's baie goed daarmee, lekker groot speler, en 'n fisiese groot speler. So ek dink dis vir die Stormers 'n goeie tyd dat hy terug is. Hy sal waarskynlik nog nie baie minute kan inkry nie, maar dit vir Tennyson ook op die reservebank. So as daar vroege besering is, dan kan Tennyson vroeër opgaan dalk as dit vroeg nodig is. So dit is ook 'n
twee spelers op die reservebank en die agterspelers. Net Yuri Matthee en Ungerer wat op die agterspelerskant is. So ek dink hulle verwag ook 'n groter aanslag voor miskien, maar ek dink dit is dalk meer 'n aanduiding dat die Stormers het besluit dat hulle gaan vir Cardiff nog 'n bietjie en alles voorlangs gee en hulle daar probeer domineer. En dis wat hulle gedoen het in Glasgow Warriors. Hulle het goeie momentum gekry onder die voorspelers en ek dink hulle gaan dit weer daar probeer doen. Maar lekker aanvallende agterlyn ook. So dit is goed dat Damian Willemse terug is en ek dink dit is 'n wedstryd wat as hulle goed genoeg bal kry, sal Sasha van Wyk en Komazulu sal hy bietjie meer speel ook. So ek dink dis die Stormers is gemotiveerd vir hierdie ene. Ek dink dit is nie altyd dat jy binne 2 weke 'n voetfout kan regmaak nie en ek dink hulle wil daai voetfout in Cardiff vir hulle probeer aanspreek. Wel, die vorige keer wat gebeur was die Sharks, onthou jy, verloor op DHL en die volgende week op Kings Park verloor hulle weer. So ons hoop nou regtig nie die geskiedenis herhaal homself hierso nie, maar ek dink dit moet regtig die Cardiff moet hom sekerlik die buiteperde wees in hierdie geval. Ja, gelukkig die scenario was effens anders met die Sharks dat dit eers tuis was en toe weg. In hierdie geval is dit weg en nou is dit weer tuis. Ek dink jy het 'n beter kans om dit tuis reg te stel as om nou weg te gaan regstel. Ek dink die desperasie van daai wedstryd in die Sharks was ook al verkeerd gekanaliseer en dis die doodruk blaps van Geland wat ook 'n faktor gespeel het daar effens. Maar hy is dit nou al vergewe. Maar daai punte sou handig gewees het teen die einde van die seisoen, maar dis water onder die brug, maar ek dink dit is jy moenie te veel dink aan revenge nie. Ek dink jy moet maar net eenvoudig skoon bladsy uithaal, sê dat weet as dit te persoonlik vat en jy wil nou hierdie en daai en dit hulle so 'n punt bewys dan tel jy probleme op. Ek dink wat die Stormers maar die beste moet doen is maar net hulle moet net probeer verstaan hoe hulle moet speel. Hulle verstaan hoe hulle moet speel. Hulle het ook nou 'n goeie kyk gehad in Cardiff, maar die ander ding van Cardiff is hulle kry ook 3 spelers terug. Eintlik 4 spelers terug. Wat internasionale spelers is. Josh Adams is terug in die groep. Alex Mann, ook Mason Grady is ook terug en dan Josh McNally. So Cardiff gaan ook beter wees. So ek dink die Stormers moet hulle glad nie onderskat nie. Ek weet in hierdie wedstryde moenie dink jy gaan met 20-30 punte wen nie, maar jy moet eers hard werk net vir 'n wen. Interessante wedstryd wees. 3:30 afskop, hier weer in die Kaap gaan daar mooi wees. Daar's dan meer reën nie. Miskien dit was hier in die middel van die week 'n bietjie reënerig geweest, maar Saterdag is daar 'n mooi dag. 'n Lekker tyd om te speel. 3:30 is soos in die ou dae ek dink was dit altyd 4 uur afskoptyd, die ou Karibeker wedstryde nie 70-80s. Ja, ek onthou. 4 of 4 uur geweest. So, dis weer terug op daai ene. So dis 'n lekker tyd om te speel. Iets baie interessants wat Norman Lyker vir ons gesê het was, hy het hom gesê nou hoe op aarde het daai nommer 10 van Wallis, Owen Lloyd, reg gekry dat die sommer so gesukkel het teen hom. Toe sê hy nee man, die Cardiff het 'n slap riem gekom daar. Hulle het 'n triek getrek en ek dink dis wat ek vir my sê is ek dink hulle mag dalk weer. Hy was nie op die spanlys nie en die Stormers is voorberei vir die ander ou. Hy het met die Springbokke gepraat want die ou speel vir Wallis. Ek kan nou nie sy naam onthou nie, jammer. En toe hulle op die veld draf, dis hierdie ander ou, dis Owen Lloyd daar. Dit is heeltemal onkant gevang of net kort voor die tyd is hierdie ander ou se naam op die veld. Ek het hulle nie voorberei nie en dit is deel van. Rede om Cardiff gewen het, hulle het 'n baie uitgeslaapte afrigter, Corneel van Zyl, en hy is 'n Suid-Afrikaner mense, hy ken die Stormers. Ek wonder of hy nie een of ander triek op sy sleeve het nie, as ek dit so kan stel nie. Hy sal verseker 'n plan A en B hê en hy sal dit moet doen. Hierdie keer sal dit op 10 moeilik wees om hulle nou te verras, so hulle sal seker 'n bietjie beter voorberei. As ek dit reg verstaan, is Ian Lloyd op die beginspan op 10, so amptelik gaan hy uitdraf. Ons sal kyk wat dan nou Saterdag gebeur of iemand anders dalk nou vir hom vervang. Maar Corneel van Zyl sal 'n manier vind en hulle kyk binne die wedstryde, so tipies sal hulle kyk wat Connacht gedoen het. Ek dink dis die mees onlangse een wat hulle sal kyk. Wat het Connacht gedoen om dit reg te kry om die Stormers te klop? Jy sal die Stormers momentum soos met die Bulls, jy sal die Stormers momentum in die vaste fasette moet probeer breek. En wat die Stormers goed gedoen het teen Glasgow Warriors was lynstand drywe, nie net in die 22 nie, hulle het van oral in die veld, hulle het die lynstand op die middellyn, het hulle eenvoudig gevat en gedryf en baie momentum gekry. So
daar sal Cardiff daar moet 'n plan maak. Weet jy kan ander planne maak, maar jy sal eers die Stormers moet weerhou van 'n paar dinge en van momentum. Maar Corné van Zyl is 'n uitgeslaapte afrigter, so hy het jongerig nog eintlik in daai tipe, hy was baie hulpafrigter by baie spanne gewees of meestal en so dit is goed om te sien dat hy ook nou sukses behaal het, maar eintlik redelik onlangs hierdie jaar is hy eintlik amptelik as hoofafrigter bevestig. So nog nie. Nou die dag, hy was in die seisoen hy was tydelik geweest, as waarnemend geweest en hy's nou die dag bevestig, ja, dis reg. Presies, so hy slyp nog sy tande so hier en daar met wat dit dan betref. Eerste uitspeel vir hom wees, 'n moeilike ene. Weet, dit is nie eintlik 'n maklike een om te gaan speel as jy het nou gewen en nou gaan jy weer Kaap toe of nou met jy Kaap toe en nou en is 'n ander Stormerspan. Weet, dit is nie dieselfde Stormerspan as wat hulle gehad het in Cardiff nie. Vir alle agterlyn. Dit gaan 'n ander uitdaging wees vir Cardiff. Ek dink die groot verskil vir my is Rowan Nel op 13. Hy is, ek het dit al voorheen gesê, hy is met daai amper so 'n bietjie wat eintlik Dupont op 'n stadium vir die Franse was, is asof die Franse altyd beter speel as Dupont speel en dan speel hy weer nie, dan is dit asof hulle momentum verloor en dit is Rowanel is amper in 'n selfe kategorie. Jy wil dit nie hê nie, jy wil hê die volgende ou met daai step up kan maak, maar tans het die Stormers nie daai persoon speler wat op 13 dieselfde tipe rugby speel en dieselfde rol vertolk as Rowanel nie. So vir my is dit die een groot een, as Rowanel vir 3 wedstryde kan gesond bly, is dit hopelik is dit 3, maar as dit nou hoeveel van die uitspeel ook al is hy 'n belangrike speler. So hy is amper vir my die belangrikste speler. So Robben du Plessis centers, groot verskil. Dit sal Corné van Zyl moet uitwerk en hulle gaan nie die heeltyd vir Sasha Van Beek en Komazulu vir 80 minute kan terughou as die Stormers momentum bal kry nie. So dit is ook en Damian Williams natuurlik ook. So ek dink ook die Stormers moet so bietjie meer hulle natuurlike vermoë en die vermoë wat let om aanvallend te speel, bietjie meer vertrou hier en daar ook. Hulle het effens konservatief, jy het gepraat van die 82 tree wat die Bulls gedruk het, ek dink die Stormers het 62 gedruk, het aansienlik minder gedruk. Die Bulls en die Stormers se punteverskil interessant was albei 166 plus minus, 160 op die kop man. 160 op die kop, ja. 160 op die kop, ja. Dis wat die laaste strafskop vir die Stormers teen Cardiff so belangrik gemaak het, maar dit wys ook weer 'n ander dinamika, weet jy, die Stormers het minder 3 gedruk, maar die punteverskil is steeds dieselfde, so hulle verdediging is dan hier en daar beter geweest dalk, maar so jy moet daar's voordele en nadele, maar ek dink die Stormers sal moet vertrou dat as dit anders laat Sasha en die spelers en Sianatle wat daar is, hy gaan bal wil hê, kry hom in spasie. Moenie net vir hom nou net balle skop en jagie. Hy's goed daarmee, maar speel rugby. So ek dink hulle sal as hulle goeie momentum kry, goeie balbegin kry, gaan hulle vir Cardiff die vraag vra. Dit moet jy deesdae met moderne rugby doen, hè, want jy wen nie meer wedstryde om 19 punte op jy wen, maar min van hulle. Jy moet aanvaar, jy moet hier by 25-30 rondkom, want dit is maar die aard van die rugby op hierdie stadium. So die Stormers sal met hulle aanvallende vermoë so bietjie opskerp. As hulle dit reg kry, dan is hulle 'n gevaarlike span. Jy het nou genoem van hulle 22 meter omskepend punte is maar laag, is maar beroerd. Wat was dit, 2.4 punte per entry of per ingang, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is. Nou ja, hy reken die Stormers was om 'n 7-3 druk, ten minste. En hy was baie vol selfvertroue. Ek is heeltemal so seker nie, maar wat dink jy? Ja, ek dink ook gemeet, my oordeel op dit is gemeet teen hoe dit was in die opbou na die Glasgow Warriors en dit voel vir my dieselfde tipe opbou. Dit was 'n voetfout wat hulle wou regmaak, 'n bietjie van 'n frustrasie wat hulle wou regstel. En dit vir my baie dieselfde tipe opbou as teen die Glasgow Warriors in terme van spelers wat bietjie teruggekom het, fokus, verstaan wat gebeur het 2 weke terug en ek dink op grond daarvan niemand het verwag hulle gaan die Glasgow Warriors met 40 punte wen nie. So dan verstaan ek waarom Harry sê dat die Stormers het die vermoë, as hulle gaan momentum kry, gaan hulle vir Cardiff ver wen. Maar jy moet dit eers verdien. So dis nie so eenvoudig nie, maar ek dink die vergelykbaarheid van met Glasgow Warriors is vir my 'n motivering dat ek dink dat hulle kan ten minste wen. Ek sou sê hulle gaan met meer as 15 wen ten minste. Ek dink hulle gaan met meer as 2 verdoelde tree wen. Mooi dag, hulle is gemotiveerd, spelers is terug en baie om voor te speel. So ek dink ten minste 15 punte. 15, hoe het hy gesê 50, 40 punte. Hy het 'n groot punteverskil. 50, hy het gesê 7-3, ja. Ek weet nie of die punteverskil is, maar hulle gaan ten minste 50 punte aanteken, is wat hy gereken het, ja.
Okay. Maar ja, ek sal sê tussen 15 plus. Okay. Die verskil, maar ek dink die Stormers sal wen. Toe jy sê mooi dag, toe dog ek nou jy sê vir my totsiens, jy het nou klaar gepraat want dis al wat saak maak, maar dit is nie. Eerste wat ons moet doen, ons moet onthou om vir die mense te sê, mense asseblief maak seker jy is 'n subscriber of 'n intekenaar op hierdie kanaal. Gaan kyk net daar, baie keer dink mense hulle is en hulle is nie eintlik nie. En dan maak jy sê asseblief as jy kan druk net daai like knop hier onder. En share asseblief hierdie video met jou vriende uit die YouTube app uit. Dit help ons baie met die algoritme. Kom ons nou ons iemand nou maar sê daar's 'n ou liedjie gewees Slave to the Rhythm. Nou deesdae is dit Slave to the Algorithm. Dis wat ons almal is. So asseblief maak seker en ons het 'n WhatsApp kanaal mense as jy wil enige nuwe video's sien. YouTube stuur nie altyd die kennisgewings uit nie, dan as jy kan jy kennis kry deur ons WhatsApp kanaal. So die skakel is hier onder in ons beskrywing. So mense sê altyd vir my, "Waar is die skakel?" En sê ek, "Maar ek het gesê dis in die beskrywing." Dis in die beskrywing. Gaan kyk net daar, dis in die beskrywing. En net so terloops, al hierdie interessante statistieke wat ek en jy nou so hier lekker uitgehaal het, is alles te danke aan ons vriend Hugh Griffin van HG Rugby. En ons artikel geplaas daaroor op ons webwerf megafoonrugby.com. Al die statistieke kan jy lekker rustig gaan sit en bekyk daar. En ek sê vir jou, as jy daai statistieke voor jou hou en jy kyk die wedstryde, gaan jy met 'n ander oog kyk aan dit. Maak seker gaan kyk na daai artikel op ons webwerf. Dis die hoofartikel op jou tuisblad. Jy gaan iets leer daar. Sê ag vir Arie, kom ons gaan aan. Die groot wedstryd, Leinster teen die Lions. En ek sê die groot wedstryd want kyk jy ooit gepraat met iemand wat hulle wonde lek is dit net Leinster. Hulle het soveel pak slaag gekry hierdie week na hulle daai eindstryd verloor het teen Bordeaux. En hulle het allerlei storieetjies, jy weet, is te warm gewees en dit was dit en dit dat en iemand se broek was nat of iets het skeef geloop, maar die punt van die saak is watter tipe span dink jy gaan opdaag? Watse tipe Leinster gaan ons hier sien? Een wat opgegee het of een wat alles gaan gee om hierdie URC te wen om dan ten minste net een toernooi te kan wen en die arme Lions is in die pad of dink jy hulle gaan net soos 'n bietjie jammer voel vir hulle self? Wat dink jy? Ja, daar was baie verskonings, maar ek dink ook die motivering sal hoog wees. Hulle het veranderinge gemaak, so as 8 veranderinge in die 23. Hier en daar op besering. So dit ek dink is Jack Cohen, hy het en ook Gary Ringrose hulle sê dit is nursing a knock. Miskien is dit 'n sagte woord om te sê as jy 'n speler rus, dan sê dis nursing a knock. Maar so hulle is beskikbaar nie, maar ek dink hulle sal baie gemotiveerd wees natuurlik. Hulle het baie kritiek gevat. Ek dink daai eerste helfte was 'n vreemde eerste helfte gewees. Daai 35 punte, ten minste 14 van daai 35 kon maklik verhoed gewees het. Die een is 'n onderskep 3 op rustyd wat natuurlik verhoed kan word en die ander 3 is so een bal wat sommer so rondgeskop is en deurgeskop is en op die ouend lyk so sokker en toe val hy in die regte man se hande en hulle gaan druk 'n 3. So ja, soms werk dit vir jou en jy het balle wat vir jou regop en op vir jou verkeerd. Maar vir my was dit 35 minus 14 was 'n meer 'n billike rustydtelling gewees. So in die tweede helfte het Leinster gewen eintlik. Hulle het meer punte aangeteken in die tweede helfte. So dit is ek dink nie Leinster is so swak as wat die telling aangedui het. Die 35-7 rustyd was nou 'n groot telling gewees. Maar so ek sê 14 punte is vir my nie eintlik snaakse punte as ek dit so kan noem. Maar die groot verskil is Sam Pendergast wat loskakel gaan speel. So dit is 'n een groot verskil. Hy het op die 8de Mei het hy ook teen die Lions gespeel toe hulle gewen het. So hulle is duidelik glo hulle hom. Ek hou nie so baie van hom nie. Ek dink hy is baie verdag op die verdediging. Hy hier en daar is hy verdag is eintlik miskien 'n kompliment nog. So ek dink hy kan nie verdedig nie. En hy by aanval is hy nie te sleg nie. So dis miskien 'n area waar die Lions dalk so bietjie beter kan vaar, maar nog steeds 'n goeie span hè. So Leinster is 'n baie sterk span en hulle speel tuis, weet hulle gaan ander gesprekke hê in die kleedkamer. Ek dink hulle is professioneel. Jacques Nienaber is 'n stem daar, Leo Cullen is hulle moes al die media, al die negativiteit hanteer het. So dit is eintlik 'n gevaarlike posisie vir die Lions want wat Leinster het nou 'n week gehad om te sê okay, kom ons fokus nou op hierdie ene. Weet, ons het nou die ander ene verloor. Ons kan regmaak en maak nou seker dat ons ten minste nou in die eindstryd van hierdie ene speel en hom probeer wen. En die Lions het vir Van Wyk wat terugkom of wat terug is, ek dink Franco Holland is terug. Maar Van der Berg gaan 'n groot verlies wees op 9. So dit is ja, Rowan Venter is ook 'n groot verlies en dit is ek dink wat die span wat hulle gekies het hulle vir Nico Steyn op 9 gekies en vir Hashim Piet nog steeds op die reservebank. So hulle het goeie skrimskakels wat hulle kan vervang as jy nog vir Piet op die
bank kan hê. En dan jy vir Henko van Wyk is terug en ek dink Edrich Cronje is ook terug op linkervleuel. So en dan JC Pretorius wat in die groep is ook vir sy 50ste. So daar's ook baie op te speel vir die Leeu's en nie 'n slegte span nie. So hulle is nou omtrent al 2 weke, ek dink hulle het 'n redelike uitgerekte vakansie gehad in Europa. Ek dink dit was nie te aaklig van hulle gewees tussen al die oefendeur ook nie, maar dis nie waarom hulle daar is nie. Ek dink net hulle is nou redelik gewoond aan dit. Dit kan vir hulle werk, dit kan teen jou werk. Dit is nou 'n lang tyd om weg van die huis te wees. Dit begin ook bietjie krapperig raak dalk. Maar ek dink nog steeds 'n moeilike wedstryd, ongelukkig om te wen MW vir die Leeu's om Leinster weer by Leinster te gaan klop is vat 'n man op 'n perd, weet dit vat weet as jy die span wat gespeel het teen Bordeaux is 14 van die 15 was internasionale spelers met Ioni ook nog daar gewees. So dis nog steeds 'n baie sterk span. Ek dink Ioni speel in die geval weer senter Saterdag, so hulle is 'n sterk span. Ja, een van hulle grootste fout wat hulle gemaak het was om Rico Ioane op die vleuel te gaan staan en sit in 'n Jacques Nienaber verdedigingsstelsel. Dis een van die mees uitdagende rolle in 'n Jacques Nienaber stelsel. Sy derde wedstryd vir Leinster die hele seisoen op die vleuel gespeel het. Dit is 'n groot dobbelstuk wat 'n dobbel kans het gevat het daai en dit het nie gewerk nie. Ja. Dit is een van hulle grootste probleme gewees. Dit is so, hy speel nou senter, so hy speel senter saam met Dis sy eintlike posisie, ja. Ja, Rico Ioane speel nou center, so hy speel saam met Jamie Osborne as hy die centerpaar en dan maar as 'n sterk span as jy in die span kyk van die spelers, Hugo Keenan heel agter, Jimmy O'Brien nog steeds op vleuel, en ons het sterk voorspelers, Potter en Dan Sheehan, Ted Furlong is die voorrye, Joe McCarthy, James Ryan is die slotte, sit nog steeds met Kylan Dorris, agste man, kaptein. Almal wat ek nou genoem het is Ierland se bestes, so gevestigde span. Hulle het hulle 8 veranderinge gemaak, hulle het dit slim gemaak. So 'n moeilike uitdaging vir die Leeu's. So dit is nie onmoontlik nie, maar ek dink Leinster is groot gunstelinge. Goeie om te wen. Ek dink die Leeu's gaan baie hard wys. Hulle kan 'n manier vind dat hulle onkant kan betrap, maar ek dink die Leinster span is 'n sterk span. Hulle gaan waarskynlik wen of sal wen. Okay, laat ek nou vir jou iets vertel. Ons het gister 'n video gemaak, ek en Hugh Griffin met Kennedy Timba. Hy is die Bulls se vaardigheidsafrigter, maar sy fokus is transitions, oorgangsspel wat ek al. En hy doen 'n studie vir wêreldrugby en ons het daaroor gesels. En ons het daai Bordeaux Leinster wedstryd ontleed uit die oogpunt van transitions. En daai 2-3 wat jy nou gesê het, né, dit was nie vloekskote nie. Dit het so uitgewerk, dit is so geoefen, dit is wat transitions is. Ek vir 'n baie interessante statistiek noem, wat hy vinnig genoem, ek kan nou die syfers nie heeltemal reg onthou nie, maar Bordeaux het 9 scrums gehad en 17 lynstaande of iets soos dit, maar 32 transition geleenthede. So dis hoekom hulle die spanne nou begin fokus op transitions en dit kan afgerig word. Dis wat ons oor gepraat. Mense, ek gaan nou skakel die boos, dit is op Megaphone Rugby. Toe ek volgende by die Bulle kom, is die Bulle besig om daai video te kyk in die kleedkamer na bewering, het ek gehoor. So interessant, né? Dit is regtig nie sommer net toevallig gewees nie. Daai chaos is die toekoms van rugby. Hoe ongehoord dit ook al mag klink. Net toevallig, kom ons praat oor Sam Prendergast. Een van ons vriende noem hom Sam Prendergap. Want en natuurlik sy teenstander is hy die beste loskakel in Suid-Afrikaanse rugby volgens Morne Steyn, Chris Smith. Ek dink hy kan dalk 'n talisman wees vir die Leeu's in hierdie geval. As hulle net weer as die Leeu's kan speel soos die Leeu's kan speel en nie soos hulle laas keer teen Leinster gespeel het nie, hulle het heeltemal anders gespeel. En ten spyte daarvan was daai wedstryd baie nader geweest as wat die tellbord aangedui het. Leinster het eers heel teen die einde weggetrek van die Leeu's af. En as die Leeu's nie kan hulle kop hou, dis nie onmoontlik nie. Dis onwaarskynlik, maar dis nie onmoontlik nie. Ek hou styf duim vas dat die Leeu's kan maak. Ja, verseker kan dit maak. Ek dink vir my Van der Berg is ongelukkig 'n groot verlies. Maar by persoonlik na een speler kyk nie, maar dit is 'n een speler wat hulle verseker nodig gehad het, wat die Springbokke eintlik ook nodig het. Maar ja, jy het almal nodig om fiks te wees en reg te wees vir so 'n wedstryd en om te verras. So, hoe gaan jy dit regkry? Jy sal moet goed verdedig uit die hart van saak, jou vaste besette skram goed, verdedig, lynstaande goed. En as jy na die Ierland of na die Leinster span kyk, daai vaste 5 is baie sterk, weet, met McCarthy en Ryan, daai slotte, weet, is fisies, hulle dryf jou, hulle speel jou, kry momentum. So, dis nie onmoontlik nie, maar dit is baie moeilik om hulle te stop. So, dalk is dit wat jy gesê het van die transitions en jy moet so 'n bietjie chaos hier en daar veroorsaak en hoe jy dit regkry is, jy sal, maar verdediging is maar die groot ding. Jy sal daai Leinster span moet vroeg stop.
een ding van Pendergrass wat mens wel kan sê op 10 is as hy voorvoetbal kry, is hy gevaarlik. Weet hy lyk so half snaaks so langerig en lyk of hy nog in sy bene en knieë moet ingroei, maar hy is goed goed op die aanval, weet so hy's 'n gevaarlike speler nog steeds. Maar ja, Smith op 10 soos jy sê het goed gespeel 'n jaar en hy skop oor, weet hy het goeie skoppersentasies en so ja. Jy lag vir my, jy sit kyk vir my want ek sit en lag vir jou. Vir Chris Smith wat nou die beste skoolskakel in Suid-Afrika is. Ja, in elk geval, ja. Ja, ek dink ook Chris Smith is komend van Bornhuisstein, hè. Ek dink jy kry stellings en jy kry mense wat praat oor sekere posisies. As iemand dan moet praat oor losskakel, as daar 'n paar wat daaroor kan praat en Bornhuisstein is een van hulle. So as Bornhuisstein sê jy kan speel, dan kan jy speel. Hy gaan dit nie net sê nie. Hy weet wat losskakel behels. En losskakel behels nie net so hier en daar 'n strafskop oorskop. Dit gaan oor algemene spel, oor die spelbeheer, wat is op die veld en hulle kyk met ander oë na die dis die grootste kompliment wat Smith dink ek nog gekry het. As so 'n speler van daai profiel vir jou sê maar hy staan sy vorm loskakel en dit ek moet met hom saamstem. Ons praat hulle tydjie want ons het gesê hy kan al die tipe rugby speel, weet hy kan vir jou aanvallend speel, hy kan konservatief speel, goeie skoppersentasie, hy kan verdedig ook as dit moet, aanval as dit moet. So ja, baie goeie speler op hierdie stadium. So hy was 'n groot deel van die suksesse van die Lions. Hy was heeltyd in die beginspan, hy het gesond gebly en hy van 'n berg as 'n 9-10 was vir my waarskynlik ek sal hom bygooi en ek sal graag wil hoor wat Bornhuisstein daaroor sê, maar as 'n kombinasie dink ek was hulle ook die beste in die jaar gewees. So ja, dis waar dit weer eens jammer is van 'n berg speel nie, maar Chris Smith sal goeie bal moet kry, weet jy kan nie net so half moet jy altyd met jouself uit moeilikheid uitspeel nie. Op 'n manier sal die Lions 'n manier moet vind om aan die regterkant van die veld te kom, goed verdedig, daai aanslag moet hulle probeer afweer en self druk sit op hulle, weet hulle moenie wag dat die dinge gebeur nie, hulle sal self maar moet speel. Maar ja, daai aandwedstryde in Ierland is moeilik, en dit gaan 'n moeilike een vir die Lions wees, maar ek sal dit in 'n kategorie sit dat hulle verseker gaan verloor nie. Ek sal dit in 'n kategorie sit dat hulle het 'n kans, maar die gunstelinge is verseker Leinster. Enigste kans wat ek sien is Bates Lekanie wat weer gelyk soos 'n kegelbalrol wat ek weet soos 'n 10-punt bowling daardeur ure gaan hardloop. Dit kan ek wel sien. Kyk as jy nou een ou wil vervang soos Roan Venter dan Bates Lekanie nie 'n slegte tweede keuse nie. Hy's nog jonk, hy's onervare, maar ek dink daar kan ons dalk ietsiekie sien. Wat dink jy? Dink jy die Lions gaan dit kan aftrek of dink jy Leinster gaan net te sterk wees? Ja, ek dink Leinster gaan te sterk wees en ek wil nie teen 'n Suid-Afrikaanse span gaan nie, maar ek dink die feite wat op die tafel is Leinster het 'n sterk span, hulle is een van Europa se sterkste spanne en hulle speel tuis. So daai moet jy in ag neem. Die Lions is nou lank in Europa, dit kan vir jou tel, maar kan ook teen jou tel, weet hulle het nou extended 'n lang tyd gehad wat hulle maar daar gebly het. So hulle dra 'n lang toer. Dink hulle is reg om op die veld te kom. Ek dink die Lions gaan net terugsit en kom vat dit nie. Hulle gaan kompeterend wees, maar ja, ek dink die Leinster moet meer as 15. Ja, nee, Leinster is hulle eer gekrenk ook nou. Ons moet dit nie vergeet nie. Hulle het 'n punt om te bewys hierso. En ek dink in elk geval as jy my vra, dis net so 'n terloopse opmerking, die Jacques Nina Berleo Cullen verhouding is op die rotse. Ek dink ons gaan binnekort ietsiekie sien daar gebeur as jy my vra. Dis wat ek hoor, die voeltjies wat ek hoor fluit. Maar nou ja. Nee, dankie Arie, dit was baie lekker. Ek sien baie uit daarna om te hoor. Ons gaan maandag 'n bietjie gesels oor wat nou eintlik gebeur het, hoe ver ons nou eintlik die pot misgesit het, want ons het al 'n hele paar keer in die verlede dit reg gekry. Maar nou ja, ons is maar net entoesiaste, ons is nie kenners nie. Dankie, was lekker man. Ja, is heerlik en sterkte vir al die spanne en sterkte vir al die spanning. Ons praat maandag. Ja, dankie Arie, goed gaan.